Die Here is in sy heilige tempel. Soeg voor hom, o ganse aarde. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Gesang 38, verse 1, 3 en 4. Gesang 38, vers 1, 3 en 4. U goedheid, Here, kan ons nie pyl nie. Ons lees die wet van die Here vanoggend saam, soos wat dit geskrywe staan in Eksodus 20. Die wet van die Here uit Eksodus 20, daarna sing ons Gesang 295, Gesang 295, vers 1 en 3, genade onbeskryflik groot as skuldbelydenis. Gesang 295, verse 1 en 3, genade onbeskryflik groot, ons skuldbelydenis na die wet van die Here. Liewe gemeente, wanneer ons hierdie wet saam lees, kom ons luister daarna met eerbied
en ontzag. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wat met ware berou en opregte geloof sy of haar toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus, verkondig die woord vergifnis van sonde. Maar lieve gemeente, die woord van die Here is duidelik dat sy oordeel bly op elkeen wat in die sonde bly volhard. Ons lees in Jesaja 1 vanaf vers 14 tot 20: Julle nuwe maane en julle feestydde haat my siel. Hulle is my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle jul hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg. Beteel die verdrukker. Doen reg
aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Liewe gemeente, ons is juis hier by mekaar om ons toevlug te neem tot ons Verlosser Jesus Christus. Kom ons bely dan vanoggend ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof van elkeen van die sê in die hart agterna, die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing saam gesang 19, Jesus groot bo almal. Uit die woord van die Here lees ons saam Jesaja 53. Jesaja 53 vers 1 tot 12. Jesaja 53 vers 1 tot 12, voordat ons saam lees uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Heilige, almagtige God en Hemelvader, wat 'n groot voorreg om op hierdie dag in die huis te kan wees. Om tegelyk te herdenk die menswording van ons Here Jesus.
maar ook elke Sondag sy opstanding, sy oorwinning oor die mag van die duisternis, juis waarvoor hy gekom het, om te kom vrymaak. Daarom dank ons U om dit so te kan herdenk vandag, saam met medegelowiges, saam met familie. Here, en ons vra dat hierdie wete, hierdie boodskap ons hart en ons sinne sal oorneem. Dat dit vir ons alles oortreffend sal raak. Want daar is soveel ander dinge waarop ons fokus, wat ons graag wil hê, wat ons 'n behoefte aan het. Dat die vrymaak van die mag van die sonde, die verhouding waarin ons nou kan staan met die Vader, die Seun en Heilige Gees in Jesus Christus, vir ons op die agtergrond geskuif word. Nie vir nou ons hoogste prioriteit en begeerte of geskenk nie. Maar die sorge, die bekommernisse van hierdie lewe, wat ons nie wil hê nie, of wat ons wil hê, dit raak vir ons dikwels alles oorheersend. En ons vra vir U, kom bevry ons van ons gevoel, van ons emosie. Geef vir ons die geskenk, die verhouding met die lewende God waarin ons kan staan. Dat dit juis nou ons hart en ons verstand sal oorheers. Ons denke, ons beplanning, ons optrede. Ons vra vir U vanmôre, spreek U tot ons, Here, dat ons kan luister, vernuwe ons manier van dink, ons manier van praat, en dit waarna ons verlang. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Jesaja 53 vanaf vers 1 tot 12. Wie het geglo aan ons? Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf vir ons, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk
en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood. Omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Tot sover toe ons skriflesing. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor, en dit in sy en haar hart dra, en sy en haar hart bewaar. Ons teksvers, vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Liewe broers en susters, elkeen van u voltooi die volgende stelling, die volgende sin, sommer so by u self. Dink bietjie vir 'n oomblik daaroor, as ek, en dan sal 'n spasie, iets gehad het, dan sou my lewe wat wees? Vul hierdie spasies in. As ek, spasie, wat ook al gehad het, dan sou my lewe, vul dit self in, wees. Wat is die gedagte wat by elkeen van ons opkom? En dalk net met hierdie stelling of met hierdie sinnetjie is daar dalk sommer 'n klomp goed wat in my gedagte opkom. As ek gesondheid gehad het, as ek 'n toekomshoop gehad het, want die nuwe jaar wat om die draai lê is vol onsekerheid. As ek wat ook al gehad het, dan sal dit soveel anders wees. 'n Bekende sanger sing in 'n liedjie, ek sou kon doen met 'n miljoen. Ek sou myself met 6 nulle kon versoen, want daarmee sou ek 'n seiljag kan koop, al is dit net 'n kleintjie. In hierdie tyd van die jaar wens ons vir mekaar seëninge toe, geseënde Kersfees, voorspoedige nuwe jaar, en dis so gelaai oor wat ons mekaar toewens. Sommige in ons geleedere sal dink, ja, ons kan nie gou genoeg wag vir die 31ste Desember nie. En dan gebeur mos hierdie iets in ons gedagte as die jaar uitloop. Sommige wil 2016 verbykry. Hy kan maar gaan. As 'n mens dink aan die jaar wat verby is. Ander sê weer van dieselfde jaar, onvergeetlik, onverbeterlik. Dit was vir ons 'n goeie jaar.
Die een sien uit met afwagting na 2017 dat dit sal beter wees. 'n ander, ons hoop daarom dit gaan Kersfees hou by 2016. Maar daar is by ons 'n bepaalde verwagting. Juis ook wanneer ons die geboorte van die Here Jesus vier. Verwagtinge. Die hoop dalk op ietsie wat na my kant toe kom. Miskien simboliseer ons iets daarvan met die gee van persente. Al is dit nou maar 'n klein ou dingetjie, ietsie wat 'n kind vir man of 'n vrou verbly. Iets van die goeie wense, die goeie wat ons verwag. Dit waarna ons 'n behoefte het. Hier in hierdie streek knel 'n droogte steeds. My ouers staan Springs oor hierdie tyd daar by my broer en hulle sê vir my gister hoe wonderlik het reën. Toe vra ek maar vir my ma, ag stuur vir my 'n videoklip, dan kan ons ook bietjie na die reën kyk so. En jy hoor op ander plekke van die reën wat uitsak. Die werklikheid hier is, as 'n ou wil huis skoon maak, jy doen dit nou weer en dan draai die wind net so liggies van die droog en dan's alles onder stof. Dis hoe dit lyk. En daardie smag na die uitkoms, die verandering, die hoop. My liewe broers en susters, al hierdie dinge, alles wat ons dalk nou ingevul het, waaraan ons gedink het, is tydelik. Ook die reën, ons het nie reën nodig in die hemel nie. Ons het nie goeie gesondheid nodig in die hemel nie. Nie dat ons gaan sieklik wees nie, inteendeel, alles gaan volmaak wees. So alles waarna ons verlang, alles waarop ons hoop plaas, sal uitgesorteer wees in die hemel. Alles wat nou vir ons 'n bekommernis is, dit wat ons nou bedruk en bedroef, ons gesondheid, dis alles, liewe broers en susters, tydelik. Al moet ek dalk 70 of 80 jaar of ouer word, maar dis nog steeds tydelik. Dit hou nie vir ewig aan nie. Dan is hierdie perspektief wat Jesaja 53 kom stel. 'n ander perspektief om na te kyk en te oordink. Mense sou eerder dink, maar hoor hoofstuk 53 en nie eerder by 'n diens op Goeie Vrydag, Paasfees nie. As ons juis lees in vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Tref hier die woorde van vers 10 in Jesaja 53 'n mens soos 'n vuis tussen die oë. Dit het die Here behaag om sy seun te verbrysel. Hierdie beeld wat ons het, so afgebeeld hier vanmôre, wat ons oralster sien, wat ons in ons gedagte opkom van die ou babietjie gebore in 'n stal. Dat dit die Vader behaag dat hy vermorsel sal word, fisies gemartel sal word, dat hy smart sou verduur, verwerping, veragting, vernedering. As 'n mens na hierdie beeldjie kyk, hierdie afbeeldings, die gedagtes by 'n mens opkom van die geboorte, dan is dit nie gedagtes wat hoort saam met die geboorte van 'n kindjie nie. Maar eerder die lighartige opwinding, opgewektheid, gemoedelikheid, liefdevolle omhelsing in plaas van afstootlike beelde van 'n kruis. Jy sien, liewe broers en susters, om aan te haak by verlede Sondag ook uit Lukas 2,
om te besef, die Here Jesus het nie 'n mens geword om die wonderwerker te wees, wat vir my allerhande goedjies gee, wat ek wil hê op my lewenspad op hierdie aarde nie. Sodat hy vir my, wanneer ek my hande vou, goeie eksamen uitslae kon gee, hoeveel van ons kinders het daarvoor gepleit? Lei ons en help ons net vir die eksamen, want dis wie die Here is. Hy is die een wat kalm maak, hy is die een wat rustig maak, hy is die een wat helderheid van verstand gee, sodat ek daarom goeie punte kan kry en my graad kan slaag, of my standaard kan deurkom. Hy is die een wat beskik, dat ek dalk 'n verhoging kry, by die werk, en vorder, want ek bid daarvoor, ek vra daarvoor, en as die Here vir my al hierdie goed laat doen, dan is hy die regte Here. Maar sodra dit nie so gebeur nie, sodra die gesondheid nie beter word nie, en ons sien hoe hierdie geliefde wegkwyn, en die geveg verloor, en ek sê dit tussen aanhalingstekens, want dis ons denke dat ons verloor, terwyl die persoon wat sterf veel meer in wins ontvang in werklikheid. En dan bevraagteken ons Johannes 3 vers 16 wat ons so goed ken. Maar as God ons dan so liefhet, hoekom al hierdie onmin, hoekom al hierdie haat tussen mense en oorloë wat nie dreig? En die peste en die rampe wat ons so tuister. As God dan die wêreld so lief gehad het, hoekom al hierdie goed, Here? Want, liewe broers en susters, ons denke oor God en ons denke oor sy werke is dat hy vir ons 'n magic werker is. En sodra alles gebeur soos wat dit my pas, soos wat dit in my prentjie en my kop inpas, dan is dit reg. Maar as hy dit nie so doen nie, dan betwyfel ek sy liefde vir my. En daarom moet ons dit vanoggend verstaan, God se behaag om sy seun te verbrysel. Dit dra sy goedkeuring weg. Dis vir hom aanvaarbaar dat sy seun 'n menslike natuur aanneem. En hierdie geboorte wat ons so koester en oorkloek, is 'n vernedering vir die God van hemel en aarde. Hy wat die ewige woord is, waardeur alles geskep is, wat gespreek het. Hy word as 'n kindjie gebore. In 'n wêreld wat nie vir hom plek het nie, in 'n wêreld wat nie vir hom tyd het nie. Onaansienlik, sy ouers is nie vooraanstaande, welgestelde mense nie. Sy geboorte bring in Israel diepe hartseer met die moord van kindertjies 3 jaar en jonger. Die gesinne in Israel word uitmekaar geruk deur die moordtog van Herodes om daardie kindjie te vernietig. Want jy sien, liewe broers en susters, ons moet besef, die wortel, die kern van God se hart, lê nie in al die goed wat ons kan kry vir hierdie lewe nie. Vir hierdie lewe nie. Sy diepste behoefte, nie ons diepste behoefte nie, die Here se, is om in 'n verhouding met ons te wees. En dis daardie verhouding wat skibreek gelei het, dis daardie verhouding wat verbrokkel is in Genesis 3 wat ons dit lees. Hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou
het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mense, sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Die Here het gaan stap. En soos die gewoonte was, saam met Adam en Eva sou hy dit doen. En daar kom hy in die tuin om saam te stap en hulle verberg hulle. Hulle kruip weg. Daar word hierdie intieme samesyn van God en mens vernietig. Die gevolg is, hulle word geban uit die tuin uit. Hulle kan God se aangesig nie meer sien nie, hulle kan nie meer voor hom leef en in so 'n verhouding met hom verkeer soos Adam en Eva dit gedoen het nie. In Genesis 6 lees ons van hoe sleg dit geword het, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Smart oor die bestaan van hierdie mense in wie hy 'n behaag het. Want hierdie behaag van vers 10, hy het behaag om hom te verbrysel, moet ons sien, saam met Lukas 2 vers 13 en 14. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God geprys het. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. In ons het hy net guns en goedheid. En daarmee saam Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Nie net gegee het om 'n baba seentjie te word en 'n mooi voorbeeldige lewe te lei nie, maar om verbrysel te word, om vernietig te word, om deur God verwerp te word. Liewe broers en susters, die gedagte kom dikwels by ons op, maar Here, as U 'n welbehaag dan in ons het, soos wat ons lees in Lukas 2 vers 13 en 14, gee vir ons reën. Asseblief. Here, as U 'n welbehaag aan ons het, spaar my moeder, spaar my vader, spaar my kind. Here, as U 'n welbehaag aan ons het, gee vir ons uitkoms met 'n beter werk, ander omstandighede, gee vir ons 'n ander regering, as U 'n welbehaag aan ons het, dan kan dit môre goed gaan met my. Dan hoef ek nie bekommerd te wees oor my veiligheid nie, as U 'n welbehaag aan ons het, of gehad het. Hoekom moes geliefdes so brutaal sterf? Aan 'n motorongeluk? Geweld. Want dis ons gedagte aan God se behaag. Maar sy gedagte vir ons, liewe broers en susters, is baie meer as dit. Want as ons al hierdie goed het, die voorspoed en gesondheid en finansiële middele, dan raak ons so besig in elk geval met ons eie lewe, met ons eie planne, met ons eie werke, wat ons beplan vir die toekoms, waar ons sal wees en wat ons wil doen. Ons laat die Here maklik buite rekening. Daarom dat hy vir ons kom leer, dat hy dit op die hart druk, dit wat hy vir ons wil hê,
is om in 'n verhouding met hom te wees. Is om hom persoonlik te ken en te leer ken deur sy woord. Op ons knieë. Dink nie ek is ook dan verkeerd dat die Here kom en as hy sekere goed van ons wegneem, dat ons hom dan sal begin soek nie. Want as dit werklik droog raak, dan buig ons meer ons knieë en as die teëspoed aan ons deur klop, dan buig ons meer ons knieë. En ons is meer soekend. En ek oordink my lewe en ek oordink my werk en ek oordink my dade. Liewe broers en susters, mag u vind, mag u werklik vind vandag dat die Here sy seun gee, dat hy 'n behaag daarin het om hom te laat sterf. Dat hy 'n behaag daarin het om hom 'n mens te laat word, sodat hy in 'n verhouding met ons kan staan. Nie om 'n klomp goedjies vir ons te gee nie. Die Here kom leer daarom vir ons, soek allereers die koninkryk van God. En die hoogste van die koninkryk van God is 'n verhouding met die lewende God. Dis waaroor dit gaan. En hy sê, soek allereers die koninkryk van God en alles wat jy nodig het, sal vir jou gegee word. Die Here weet ons het gesondheid nodig om ons werk te doen. Die Here weet ons het 'n dak oor ons kop nodig. Die Here weet, liewe broers en susters, ons het die reën nodig. Daarin sal hy voorsien. Dis nie die opdrag om daardie goed te soek nie. Mag ons hierdie woorde invul. As ek in 'n verhouding met die Here kan wees, dan sal dit vir my genoeg wees. As ek die Here kan ken, om te weet die Here ken my, dan soek ek niks meer nie. Want dit wat ek het, is reeds genoeg. In Romeine 8 vers 32 lees ons, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Liewe broers en susters, is nie 'n kwessie van wat ons nie het nie, is nie 'n kwessie van wat ons dalk wil hê nie, maar ontvang die Here gebore vir ons. God se genade, God se liefde daarin, dat hy sy eie seun verbrysel, sodat ons hom Vader kan noem. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelvader, ons kom bely vanoggend dat ons so dikwels vasgevang is, of in ons gedagtes maal oor wat ons nie het nie. Ons lysie raak net al langer, dat ons mis wat ons het. Dat ons 'n liefdevolle God het, wat sy eie seun verbrysel, sodat ons hom God en Vader kan noem. Here, met ons menslike verstand maak dit net nie logies sin nie. Hoe kan 'n vader sy seun verag? Hoe kan 'n vader sy seun verbrysel? Daarom bid ons vir geloof om dit te ontvang.
om dit in ons hart te kan vasmaak vir my sonde, vir my dade, vir my misdade. Hy wat verbrysel word, kom spreek my vry. In hom ontvang ek die lewe, deur hom wat ek mens word, kan ons nou in 'n verhouding leef met die Vader. Here, gee vir ons hierdie verhouding dan vanoggend as 'n waardevolle geskenk om te koester, om te geniet en daarom tyd te maak om voor die Here stil te raak, in dankbaarheid en ootmoed. En terwyl ons soek om hierdie verhouding te bou, Here, kom vra ons vir U, kom pleit ons nog steeds vir gesondheid vir die wat siek is, vir die reën wat so nodig is. Here, U ken elkeen van ons se behoeftes van die hart. Ons beleef dit saam, ons maak dit saam deur, en ons weet ons verdien nie. Ons kan nie aanspraak maak daarop nie, ons kan nie vir U iets aanbied nie. Daarom pleit ons net om U genade. Vir reën, vir vrede, in ons gemoed, in ons land, vir gemoedelikheid teenoor mekaar, in gesinne, in families. Vader, ons vra dat U ons sal bewaar teen die magte van die duisternis, dat ons sy bose lus kan weerstaan, daarvan vlug en behoue bly. Ons bid dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Kom ons sing saam, Gesang 158, 158, Gesang 158, verse 1, 2 en 3, die Heiland is gebore. Ons sing dit staande, en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Oh
ons ontvang die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.